So ek stap hier in die pad af, en hier kom 'n Duitser verby en hy druk 'n hoed op my kop en hy sê vir my, kom kyk hierso, jy praat mos altyd oor die ander uitmeters en al die ander goeters. Hy wil my nou wys, hoe lyk die goed wat actually werk, nee. So, ek is hier by Manusem, op Nampo. Arend gaan my gou vinnig vertel, hoe werk daai storie hier agter. As jy Nampo toe kom kyk jy, hulle het 'n paar goeders hier wat beweeg, dis altyd cool. Arend, hoe lyk dit? Yes, dankie. Dankie, André. Jy sê, ek kan my nou nie uitlos, jy moet my nou iets wys, nee. Ik heb jou al gewys, maar jij hebt weer vergeet. En dus kom ik nou die gelegenheid gebruiken om niet voor jou te wijzen wat ze planten. Zet ons hier, dat kan die mensen zelf komen kijken. Maar om weer van jou servie te maken, om te zeggen, maar wat maakt die Monosem nou eindelijk speciaal? Jij onthoudt altijd, het is aluminiumpot, ja, en hij is oud en hij is goed. Maar komt die detail in, die detail. Ik zet hem voor jou aan. Ja, so vacuum, hy suig basies. Ja, Monosem heeft die vacuum uitgedankt. Dit weet jij ook nog, is die oudste vacuummeter, maar een paar van alle andere vacuummeters en hij heeft altijd gezuigd. Ja. Right, so daar is jy nou basically aan die gang hier so. Goed. Kom, gaan eerst een beetje terug als je niet omvindt. Nee? Hierdie is mos nou die pot wat je altijd ziet als je op die plaats is. Ja. Nee? En je weet van ons venstertje en je ziet een stukje van die zaad. Maar hier heeft ons nog meer opgesneden om bij beter te kan wijzen wat gaan eigenlijk binnenin aan. Ik heb nou een 24 hard plaat in. Ik heb hem nog gesteld op 65.000 putten per hectare. Ja. Zeg maar dat samen bij hoge regenval in dat tal. En ik rij op de rond nog stadig 5,5 kilometer. Right. Nou, jij weet, die principe van werksverrichting is moest nou die meeste meters diezelfde. Een plat plaat, je telt die dubbels op en je hebt de afkrapperkie waar die dubbels weer elimineert, bedoelende die extra's afkrap. Nou, dat weet je. Wat je vergeet hebt, is bij ons kan ik die afkrapperkie stellen. Ja. Ik kan hem meer agressief laten stellen, laat afkrap. En kom ons draaien om gewoon een beetje schade. Dat is dan een mooie kan zien. En ons gooi een beetje zaad in, want zonder zaad loopt er nou ook niet. Zo. Nou kan je zien hoe kwaai hij eindelijk is. Wij willen die putten al amper afveren. Ik is nog heel erg bij zijn verste extreem. Dit skips krijgen? Absoluut niet. Ja, je zal je krijgen, maar ik is heel erg bij maximum, maar ik heb hem nou ook stadig laten. Nou draai ik hem. Dat het bijna minder afkrapt en je ziet hoe rustig loopt die putten nog. Daar is het dubbel, daar is het dubbel, daar is het dubbel. Hij wil ook niet redden. Zo. Nou, dit kan die andere meters niet. Jij weet, die meeste planters moeten het eerst dan met diezelfde meters uitkomen. Daar heb je nou een plug-and-play manier waar die Yankees van houden. En het werkt ook, laat ons eerlijk wezen. Maar, heb je altijd goede zaak. En dus daar is het verschil. Zo zie nou maar, je hebt slechte zaad. Zie nou maar, daar is dikkes en dunnes en plattes en rondes. En het is niet zo mooi gekalibreerd meer niet. Dan zal je dan bijen kan waarderen dat je niet net één inplak dingetje... Verschillende cultivars lijken ook nog maar anders partykeer. Net zo, net zo. Zo daar zal je dat waarderen om te zeggen, ik kan die venster mijn resultaten ophouden. Ja. Nee? Ik moet hem maar niet opzwaaien. Daar. Nee, ik kan die makkelijk zien. Die resultaten kan ik zien. Maar nou, ik kan ook voorstellings maken als ik niet 100% tevreden is. Goed. Dit is dan nou een van die punten. Nou, het is die stukje ook opgesneden. Nou wil ik iets anders te vertellen. Ik laat hem weer zo maar staan. En daar zo, Ja. Nou, ga een beetje terug naar wat daar ligt. Kijk nou. Nou, toevallig, die puitje lee op zeggen. Ja. Die twee staan, of die drie staan nou op die gang. Nee? Dit plan niet, dat is een enkel put. Hij heeft die dubbel afgekapt, alles mooi gedaan. Maar nou weet jij. Die realiteit is moest nou, die ding draait vanaf, want niemand van ons heeft meer die tijd om stadig te rijden. Dat is die tijd die we niet.
Jy het net soveel tyd om te plant. Ja, en jy gaan vinniger plant. So ons plant nou 65.000, dat is 'n hoë stand vir die meeste Suid-Afrikaners. Laat ek kyk, ons is by 5.3 km/h. Ja. Nou, die realiteit is dit. Dit gaan die realiteit wees. Ouers. En jy gaan nou die monitor nodig hê, wat jy meestal het, om Ja. te kan sien wat jy nou doen. Maar, ekskuus, ek gaan nou weer stadig. Ja, maar dat ons net kan byhou. Want, ekskuus, ek agter jou rug. Jy kan nou dink, as jy in die spoed wat ons nog net geloop het, net die vacuum uitsny, Yes. dan val 'n pypie wat lê, anders as die wat staan. Ja. Hy wat staan, gaan teen die een 'n fraksie van 'n sekonde later uitval. En dit is by die hoë spoed 'n horribale verskil. Maar nie by monosin, want En die aardappele almal dieselfde. aha, daar is nog 'n bronsvingertjie Ja. en hy vee hom van die plate. En hy maak seker dat die feitjie wat Ja. mense wil nie van my sien, kom aan. Hulle wil nie van my sien. Hy maak seker dat die feitjies wat staan of lê op dieselfde manier presies in die middel van die saadpuntjie val. En daar is ons ook weer. Die meter, ouer as al die ander meters, die ma en pa van alle vacuummeters, het nog 'n feature wat jy by die anders gaan moet soek. Daar is nie. En die punt is net, tried and tested. Ek weet, ek belê in 'n bate hierso. Hy het features wat die ander nog nie eens het nie. Hier is 'n wiper. Oh, sonder saad loop hy nie. Ja, saad belangrik, maar jy sien, nou kan ons ook sommer vir hulle wys, né? Wat hy Die nie saad- kan plant nie. En dan gaat hy. En sê gou vir my net, buiten boonbehalwe daai, op die karretjie het julle ook nog 'n paar interessante goed, wat jy so vinnig vir my daar in die Kaap gewys het, maar soos jy sê, ek kan dit nie so mooi onthou nie. Jy moenie sê jy was in die Kaap, want daai het ons nog nie live gemaak nie. Okay. Goed. Kom ons sê die ras, dink ek, as die klank van jou nie plan nie, Nee, wat hy so raai. dan maak ons hom gou skoon. Okay, nou hoor die mense beter. Reg. Jy weet, daar is baie mense van mening om 'n plantekarretjie op die regte diepte te laat plant. Ja. Om die regte diepte akkuraat te kry, het jy nou baie diakiet nodig. Kamstel. Jep. Is dit so? Ek stel voor, die mense wat bekommerd is oor hulle diepte, vraag nommer 1. Het jy voorheen, voordat jy die kit gekoop het, regtig 'n diepteprobleem gehad? En waarna moet jy kyk? Die diepte van alle plantes loop op 2 gaugewiele wat almal dieselfde lyk. Ja. Né? So, nou lig ek die gaugewiel vir jou op. En die double disc lyk ook by die meeste dieselfde. Ja. Maar tussen die double disc loop 'n puntjie. Ek beweeg hom nou hier. Ja. Jy sien, ek en Gimbal mekaar hier so stoei. Daar loop 'n puntjie en jy kry dit by die meeste van die ander plante. Ja. Maar hy lyk nie altyd dieselfde en hy het nie altyd dieselfde lengte. Nou, hoekom is die puntjie daar? Enige double disc plante moet hier voor raak dat die gaga nie daarin loop. So die 2 kouters, daai ene en die ander sinne, raak hier en maak toe. Ja. Natuurlijk, want daar komt die grond. Dat betekent aan die onderkant waar hij nou die voertjes zou trek, raak hulle nie meer nie, want hulle kan net op 1 punt raak. Ja. En dus waar die puntjie, die riffiekie wat jy nou oorlaat in die middel van die saadvoertjie, vir jou moet platploeg. So hy maak, laat jy 'n egalige saad voor het, as ek dit so kan stel. Hy maak, soos die Engelsman sê, die true V. 'n true die V, is dit? vier. Ek het al daai woord gehoor. Jy het hom al gehoor, nie? Ek het vergeet wat dit gaan. Ja, maar nee, maar nou is ek by met 'n true V. Okay. Ja, net so. So, die W, die V wat alle plante sny, of jy wil of nie, né, is die puntjie voor om die middelriffie weer plat te ploeg. En as jy dit nie het nie, as hy vir jou veel te kort is, dan kan jy maar O&A oor 'n stelsel vir regte diepte beheer, dan gaan sommige puitjies mos nou op die middelriffie, langs die middelriffie,
beland en die Want jy accurate kry diepte dit. is nie akkuraat. Ja goed, is dit nou centimeter verskil? Nee, né? Hang mos nou ook af in watter grond jy plant om te sien jy daar regtig nog 'n Ja. riffie in die sand is die probleem waarskynlik kleiner. Maar nou, daar moet 'n puntjie wees. Ons het actually 3 soorte puntjies. Hierdie is nou die kort ene, eintlik vir swaar grond en in klippe, maar jy kry 'n langer ene ook nog wat die vino nog duideliker oopsny. Moet ek hom weer beweeg? Nee, wat nee, ek dink ek het hom daarso. Okay. En wat ek baie wil hoor is, nê, so dis die een ding. Jy praat nou van jou, noem dit nou maar jou dieptebeheer, jy kry klomp meganismes om die karretjie stabiel te hou en al daai tipe van goed. Wat jou 'n klein huisie vol geld kos, maak jy dan jaag jy aan die onderkant en help dit ook nie. Maar ewen aan hierdie kant het jy oplossings, maar koste-effektief en ek wil sê eenvoudig. Jy doen weer te veel die praatwerk. Die mense kom agter jy het al met Nee, my maar as ek opgesit. onthou ek kyk op die ander goed nie en ek sien 'n hydraulic silinder en hier sien ek 'n spring. Ja. Spring is dit wat ons almal gehad het, wat ons al die jare geken het. Spring is voldoende vir downforce en as jy nou vir my wil volg soontoe, dan Right. wys ek jou waar sorteer jy nou die rustige lopende karretjie uit. Kom, ek staan sommer gou hier. Right, so kom ek om die kant. Nou, wat sien jy hier? Né? Staan, maar Ek nog sien 'n die bietjie. twee karretjies, nê. Twee absoluut identiese karretjies. Presies dieselfde toegerus, selfe wiele, selfe alles, selfe gestel op twee meganismes waar 'n krankhendel, 'n crankshaft onder nou die goedjies gaan skiet, maar die vere is dieselfde, die offset van die crank is dieselfde. Daar is counterweights is regtig, ek beloof, absoluut regs en links dieselfde. Ja. Behalwe, nou in hierdie ene, jy is by die regte ene, daar sit 'n shock absorber in die linkage. Yes. En dit is regtig net 'n klein shock absorber. Hy is relatief inexpensive. En nou as ons die ding aanset, gaan hy vreeslik raas, maar hy gaan vir jou sê wat is die verskil. As jy nou terug staan, ek set hom nou aan, oppas. En dan kan jy duidelik sien hoeveel meer hop daai ene as wat daai ene basies het. En dit kom nou weer terug na sit jou saad almal op dieselfde diepte neer. Dit is nogal skrikwekkend om te sien. So, ek beloof weer, dit is regtig alles dieselfde. Hierdie karretjie hup onevenredig en baie meer. Daai ene beweeg. En Hy jy sien, nogal en dis 'n beskaam, nice wil ek ding, sê. nê? Die ouens kan hierdie nou sommer kom kyk hierso, nê. Net so. Dis waarvoor ons dit gebou het. So daai ene loop baie rustig in vergelyking met hierdie ene en hierdie ene se springaksie is ook nou onevenredig. Maar goed, ons krenk hom nou kwaai, het jy regtig sulke ongelyke gronde? Ek weet nie. Hoop nie so nie. Maar wat jy ook, ek sal nou nog 'n keer aanset, sien die oomblik waar hy nou 'n klipperige plek in jou landige hup en spring het, as jy die sok nie in het nie, die oomblik waar ek afset, sien jy ook die het nog 'n bounce en hy is dadelik dood. Ja. So kom ek doen gou weer. Right. En nou sit ek af. Ja, hy gaan nog 'n bietjie daai ou bed wat in jou ouma se huis was met die springs, hy's nog Ja. so, nê. En daar is die probleem. Ons ry almal vinniger. Die hoë spoed maak natuurlik die karretjie onrustiger loop as teen ons oupas het daar die rustige planspoed. En saad op die grond kom nie op nie. Hierdie is nog als 'n shock absorber wat die karretjie beperk om op te gaan, maar nie af nie. Met jou. Af is hy weer vry. Dat beteken die oomblik waar jy nou breek afwaarts, dan sou jy die risiko loop om 'n puik op die grond te hê. En dit doen hy glad nie. Hy breek regtig net opwaarts. Yes. So is tegnies dus 'n racing shock. Al lyk hy so klein en fyn soos 'n Venter wandjie se shock absorber. Hy is nogals daar is 'n bietjie tegniek in. Nou So. net gou vinnig, nê. As jy ons dat hulle die goed kom kyk en daai saad storie. Wat se planters het julle alles hierso vir hulle op die stand? Okay. Ons het weer 'n striptilplanter begin Yes. gebring met die hele
trein wat nou in die koringkaf kan plant. Jy het hom al baie mooi Ja. afgeneem. Daar agter is die liftplanter en die groenteplanter. Jy wil nie daar En gaan hy kyk nie. steigert saadbesigheid as jy dit wil plant. Ja, dit is nie wat die mense oor drom. Waar die mense om drom is mos nou ons groter planters. Ja, So, hier staan dan nou Quadmax. die goedkope 12-ry Juist. vir die platlande en die dure 12-ry vir hy wat in kontoure wil plant en floating secties nodig het. Hier is weer die ene waar jy so van hou, want hy sal vir jou Ja, sakpas en plaaspas, 'n 8-ry, vaste balkplante, maar hy is 'n eie sleeper. Jy laat sak sy wiele, jy hak hom daar op die punt en hy maak sommer sy eie plante waar. En dan hier, as ons die 12-ry wys, moet ons natuurlik die 16-ry ook wys. Daar is korrelkunsmis, daar is vloeibare kunsmis, hier is 'n bietjie ekstra kit op. Hy is nog meganies, hy is hidrolies aangedrewe. Jy weet ons het hidrolies, meganies, elektries, kan jy alles by ons kry. ja. En daar is nou nog 'n Wingmax vir die ou wat nou hierdie jaar sien hy gaan maar baie meer soja's plant as voorheen en hy het nie kunsmis op die plante nodig. Presies, net soos hy moet wees. Arend, waar is julle presies hier by Nampo? Ons is langs die Nampo-saal. As jy by die Jeffel stand staan en jy na regs kyk, dan sien jy reg in ons vas. So is lekker oop. Jy kan ons nie mis. As jy Nampo-saal gevind het, moet jy net uitkyk vir die blou. Uitstekend. Arend, dankie baie. Goed. Right, so, kom kyk 'n bietjie hoe werk 'n planter, nê. En, daar's karretjie op dinge is nog baie kommerwekkend, nê. As jy dink dat jy dit nie doen nie of in die verlede nie gedoen het nie. So, kom kuier vir hulle by Nampo hier by die Nampo saal. Ons sien vir julle hierso.